Johannes 19 vers 30, dit sê, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en het sy hoof gebuig en die gees gegee. Nou Jesus sê hierso, dit is volbring, in die oorspronklike taal is dit eintlik net een woord, tetelestai, wat eintlik maar beteken iets complete, iets finish, iets done. Ek het die werk wat U my gegee het ek volbring, dis afgehandel. Maar dit is 'n baie sterk woord om te sê, dis totaal en al afgehandel. Hier is niks meer wat ek nou kan doen nie. Ek het die volle beker gedrink. Daar's nie meer 'n druppel in daai oordeelsbeker nie. Jesus het die volle pad gestap. Maar wat baie interessant is, die belangrikheid hier vanoggend vir my gaan oor, en wat die Here vir my hier uitgewys het vir ons almal vanoggend is, dit gaan oor jou roeping op aarde. Want Jesus het 'n roeping gehad om uit te leef. Hy het 'n geestelike calling gehad. En die groot vraag van God vir my die week was, as jy aan die einde van jou lewe kom, sal jy vir die Vader kan sê, tetelestai, it is finished, it's complete, it's done. Dit wat U my voor geroep het ek afgehandel. Dit wat ek moes doen, het ek voltooi. Of gaan jy daar staan en a en ha, Here, ek weet nie eens wat was my roeping, ek weet nie eintlik wat ek moes doen nie, maar ek het dit definitief nie uitgeleef nie. En dis die belangrike ding hierso van Jesus, is hy het 'n opdrag gehad, hy het dit volkome uitgevoer. En hier is ook 'n belangrike ding hierso, wat ons oor gepraat het oor, baie maal dink mense, as jy in die wil van God is, moet dit fantasties voel. Maar Jesus sê in die duisternis, my God, waarom moet U my verlaat? Hy voel die mees godsverlate wat enige mens nog ooit gevoel het. Maar hy is 100% in God se wil. Hy is op die brink om sy roeping te vervul. Hy is op die brink om die beker totaal en al leeg te drink en te kan sê, it is finished. Maar hy voel nie naby aan God nie. Hy voel godsverlate. So om volkome in jou roeping te leef, en jou roeping uit te leef, en absoluut in God se calling op jou lewe te leef, beteken nie altyd jy gaan hierdie fantastiese gevoel hê nie. Jy kan baie maal godsverlate voel en vra, Here, maar waar is U? Ek is besig met U werk, ek is besig met die ding, ek is besig om my roeping uit te leef, maar ek voel niks en ek ervaar niks. Om in God se wil te wees en om jou roeping uit te leef, het niks met gevoel te doen nie. Jy sien dit baie duidelik in Jesus se lewe. Hy is 100% volkome in God se wil. En hy's op die brink om sy roeping 100% te voltooi, volkome klaar te maak, maar hy voel nie so nie. Daar's geen gevoel van hierdie verskriklike krag en die nabyheid en hierdie verskriklike emosie. Nee, dit word nie gekoppel, en dit is baie keer waar ons gesaai trek word. As ons nie voel nie, dan dink ons nie, wag, ek moet die kant toe of daai kant toe. En jy gaan baie maal niks voel nie. Die belangrike ding is, weet, dit is God se wil vir jou lewe, al voel jy nie so nie, jy stap vorentoe. Jy gaan aan met jou roeping op jou lewe. Dit is nie altyd maklik nie. Om God se wil uit te leef is nie altyd maklik nie. Jy gaan definitief nie altyd so voel nie. Ek dink nie Paulus het daarvan gehou toe hulle hom gestenig het en gegeesel het nie. Hy sê die littekens is op my liggaam. Dis nie altyd lekker goed wat hy deurgegaan het nie. Maar die belangrike ding hierso is, Jesus sê, dit is volbring. It is finished. It is done. En die woord sê hierso, Kolossense 4:17, en sê aan Agrippus, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Dit beteken, jy kan ook op 'n plek in jou lewe wees, waar jy nonchalant lewe rondom die roeping op jou lewe. Jy kan op 'n plek wees waar jy geensins ag gee daarop nie, waar jy dit ook geensins vervul nie. Net soos Jesus is jy geroep vir 'n spesifieke ding. Ons is eintlik almal geroep vir dieselfde ding, maar die manier hoe jy daai roeping uitleef en die plek waar jy daai roeping uitleef, dit verskil van mekaar tot mekaar. En die manier hoe jy dit uitleef. Die woord sê van Jesus, Lukas 19:10, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. That's it. Jou lewensroeping hoef nie hierdie maase beskrywing te wees, 'n boek vol te skryf oor wat is my lewensroeping. Daar's 2 verse in die Bybel wat Jesus se hele roeping verklaar.
Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Hoe het hy dit gedoen? Ek doen net wat ek by die Vader sien en hoor. Ek is in God se wil, en as ek in God se wil is, dan gaan ek my roeping uitleef om te soek en te red wat verlore is. Dit is al wat dit is. Jesus se hele lewensroeping, calling, dit wat hy aan daai kruis uitspreek, tetelestai. Dit is volbring. Ek doen net wat ek by die Vader hoor en sien, en ek het gekom om te soek en te red dit wat verlore is. Daar's 'n hele lewensroeping. Dis nie complicated hier, hoor. Dis nie complicated nie. Weet net waarvoor is jy geroep en begin dit leef. Dit is dalk een versie, daar's jou roeping. Jy gaan net daarop aan. Maar ons wil die goed oorkompliseer. Dit moet hierdie verskriklike ding wees, en baie maal wil ons dit ook hê met 'n massiewe stuk emosie en allerlei goed gepaard met dit. Nee, dis partymal een sinnetjie. Maar weet jy, in daai een sinnetjie lê die hele doel van jou lewe opgesluit. Dit kos net om te wandel in die wil van God en daai roeping uit te leef. En aan die einde van jou lewe te kom en soos Jesus te kan sê, it is finished. Dit is volbring. Gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Is jy besig om jou lewensroeping, jou calling, wat jy in die Here ontvang het, nie in die wêreld ontvang het, nie in die Here ontvang het. Hy gaan jou wel in die wêreld plaas op spesifieke plekke, maar jou roeping bly in die Here. Is jy besig om ag te gee daarop, of is jy besig om dit half te bypass en om dit te lewe? Is jy besig om dit te vervul, of is jy besig om dit agterweë te laat? En hierdie is die groot ding van die vyand. Hy probeer allerlei nitty-gritty goed oor jou pad bring, juis om jou fokus daar af te haal, want hy weet, leef jy in daai calling. Nou wil ek net gou vinnig sê, die mens wat die grootste impak op die totale mensdom gemaak het, sy hele lewensroeping word in 2 sinne verklaar. Bitter eenvoudig. Maar weet jy wat, hy het volkome uitgeleef. En hy het die hele mensdom gered. Dis nie gekompliseerd nie, maar hy het ag gegee daarop. Hy was toegespits daarop. Hy het dwars deur die hart van sy eie mens gegaan, hy het dwars deur die kruis gegaan, hy het dwars deur Gods verlatenheid gegaan, en hy het aan die ander kant uitgekom, en hy het gesê, it is finished, tetelestai, it is done. Ek het eerste plek om my kop neer te lê nie, maar hy gaan dwars deur, en hy leef sy lewensroeping uit, dit wat hy in die Here ontvang het. Waarvoor is jy hier, Jesus? Ek is hier, net om te doen wat ek by die Vader sien en hoor, en ek het gekom, dat as ek in die wil van die Vader leef, gaan ek my lewensroeping uitleef. Dit is om te soek en te red dit wat verlore is. Daar's dit. Jo, it's really not complicated, is it? Jo, Engels is fantasties. Maar in elk geval, is wat nie gecompliseerd nie, Patty. Ons wil hopeloos te veel stringetjies aan daai ding sit. Hopeloos te veel. En omdat ons stringetjies aan dit sit, mis ons dit. Ons verwaarloos dit. Ons leef dit nie uit nie. Ons gee nie ag daarop nie. En op die einde van die dag, kom jy nooit in jou lewe daarby, dan kom jy in die einde van jou lewe sê, maar ek weet nie eens wat was my roeping nie. 2 Timoteus 4 vers 5 tot 7, maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Hier is Paulus aan die einde van sy eie bediening, sê hy vir sy geestelike seun, maar jy Timoteus, wees in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Dis nogals interessant, dat in Kolossense vir Agrippa sê, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, en dat jy dit vervul. Hy sê vir Timoteus dieselfde ding, wees jy nugter in alles en vervul jou bediening. Want dit beteken nie, ons leef maar net altyd en dink, nee maar, ek is maar in die wil van die Here en ek is besig om my roeping te vervul, maar jy is nie noodwendig besig om jou roeping te vervul nie. Dit kan agterweë bly, jy kan op 'n plek wees waar jy geensins in jou calling is. Want ek word, en hierso vers 6, want ek word al reeds as 'n dankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Dis die agtergrond waarmee Paulus hier met Timoteus praat, hy sit in die tronk. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Wat sê Paulus eintlik hier in ander woorde? Hy sê eintlik tetelestai. It is finished, it's complete. I have drank the cup you have given me. Is hy tens reg?
die tenses, okay, fantasties, my Engels raak al hoe beter, ek moet meer begin Engels praat hoor, maar, hy sê eintlik nie die in ander woorde vir Timotheus, weet jy wat, die tyd van my heen gaan is naby, is die einde van my lewe, ek weet ek gaan binnekort sterf, maar weet jy Timotheus, ek het die wedloop gehardloop, en ek het dit klaargemaak, it is finished, die werk wat die Here my gegee het, is klaar, dis afgehandel, I drank the cup, maar Timotheus, jou lewe moet nog aangaan, maak seker, jy vervul jou bediening, Agrippus, maak seker, jy gee ag op die bediening wat in jou gegee is, maak seker dat jy dit vervul, want Paulus praat nie net hier hy praat uit ondervinding uit, hy het sy bediening vervul, hy kon soos Jesus aan die einde van sy lewe sê, it is finished, it is done, I lived it, I walked it, I fulfilled it. Jy is vir 'n baie spesifieke plek in jou lewe geroep. Die woord sê in Psalm 139 vers 13 en 14, want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. Jy is in jou moederskoot aan mekaar geweef, dit beteken, jy is ontsettend uniek. Efesiërs 1 vers 4 sê, en hy het jou uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Is jy uitverkies, maar is jy net uitverkies nie, jy is baie uniek en spesifiek aan mekaar geweef. Hoekom dink jy is jy nie 4000 jaar terug gebore nie? Because you were chosen for a time like this. Jy was nie gekies vir 50 jaar terug nie. Jy was nie gekies vir die tyd van die knights. Wel, ek sou gelike het om 'n knight op 'n wit perd te wees. Dan kom ek aan vir 'n wit perd vir Nika. 'n ridder op die wit perd. Maar in elk geval, ek kan nie eers, ek kan motorfiets, nou ry ek 'n ander wit perd, 'n eysterperd. Maar sy wil nie klim op daai perd nie. Dus hy perd is te gevaarlik, ek het nie die night klere aan nie, maar in elk geval, dit maak nie saak nie. Maar jy's uniek aan mekaar geweef. En om roeping uit te leef, beteken nie, jy almal moet nou teologiese graad gaan nie, jy moet nou gaan swap, want jy moet nou voltyds jy's in elk geval voltyds in bediening. Daar's 'n roeping op jou lewe. Jy hoef nie noodwendig enige veranderinge te maak in die plek waar jy is nie. Jy moet net 'n verandering maak op jou fokus, hoe jy in daai plek operate. Party's geroep vir dit wat ek doen, hiervoor. Party's geroep om in 'n bank te werk, party's geroep om skape se koppies te vryf, en dan vir ons lekker chops te gee. Party's geroep vir sport af te rig, party's geroep om polisse te verkoop, party's geroep vir besigheid. Maar weet jy wat, ons is nie almal op dieselfde plek geroep nie. Dis op 'n ander plek, maar as een ding is verseker, dis koninkryks georiënteerd, dis mens georiënteerd. Weet jy, toe Jesus aan hy kruis hang, toe sê hy, begin hy om dadelik te sê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy is besig om sy roeping uit te leef, die wat verlore is, wil hy red. Here, dink tog aan my as jy vandag in u koninkryk kom. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy is besig om aan hy kruis te hang, en hy gaan die hel, maar hy is besig om sy roeping uit te leef. Van die begin tot die einde, is daar een fokus in sy oë, om te red die wat verlore is, en die Vader se wil uit te leef. Die setting verskil. Partymal was hy by die see, ander kere was hy op 'n berg, ander keer was hy op 'n bootjie, op 'n waar ook al, hier hang hy aan 'n kruis. Jy's dalk in 'n besigheidswêreld, jy's dalk 'n boer, jy's dalk 'n sportafrigting, jy gee dalk klasse, jy doen dalk dit, jy doen dalk die, jy's dalk in die onderwys. Dit maak nie saak waar jy is nie. Daar's 'n roeping op jou lewe. En die manier hoe jy daai roeping lewe is om mense te impakteer daar waar God jou geplaas het, want hy het jou uniek aan mekaar geweef. Jy weet, ons dink almal, Jessie, ek wens ek kan die smart kar ry wat die besigheidsman ry. En ek kan lekker die goed doen wat hulle doen, die vakansies vat wat hulle vat, en dan jong, jou besigheidsmense kry my hel hoor. Want almal skinder van hulle. Het jy alweer gesien wat se nuwe kar ry die man? Jy's, dit gaan nou maar goed hoor. Het jy al gesien, hulle is al weer sien, jy's weet, en dan praat die dorp, en hulle praat die, kom ek sê nou gou vir u van, ek doen nou daai gym, ek moet net 3 salarisse betaal en 'n bietjie overheads dek, maar dit gaan maar straf partymal.
Weet jy, hier van die 29ste, 28ste van die maand af, slaap ek bitter sleg. My flip, ek wil nie weet, Louis, ek wil nie weet hoe slaap jy nie, brother. Ek noem net voor, wie hoeveel salaris moet hy man betaal? Weet jy wat is die omset van daai besigheid? My flip man, as hierdie man nie vir hom 'n nice kar mag kry, of 'n lekker vakansie te gaan nie, waarvoor flip het jy al hy stres? Weet jy wat, dan slaap jy 10:30, ry jy daar verby, sien jy die man werk. Moenie dink hierdie ouens kry dit op beskinkbord nie. Weet jy hoeveel spanning, hoeveel stres, hoeveel mense se werk, wat vir jou werk, jy salarisse moet jy bied, hoeveel stok moet aangekoop word. My flip man, ek het 'n klein setup, ek wil nie weet van hierdie groter besigheidsmanne, ek is nie gemaak daarvoor, ek sal dit nie maak nie. Ek kan dit net nie, ek is nie so saamgestel, ek is nie so mekaar geweef nie. It's not me. Maar dink jy, vir 'n besigheidsman, dis maklik, hy flout net, is lekker, alles is lekker, nee my broer en suster, daar's spanning en daar's stres, almal wil in die bediening wees, ek wil voltyds in die bediening wees, kom ek sê gou vir u, weet jy wat die hel het ek sê nou vir u, baie van u is nie gemaak om te doen wat ek hier voordoen nie, baie van julle kan nie 20 jaar aan hier voorkom staan en preek, en jy het nie 'n gevoel nie, weet jy wat kos dit, om deur 'n week te gaan en jy het spanning in jou huwelik, jy ken mos daai gevoel waar jy slaap, my toon mag eers aan haar toon raak, die toon moet net weg is, no touch, en weet jy wat, jy moet preek Sondag op hel, jy moet by die Here hoor, deur daai spanning, deur daai gevoel van, ek is verlate van my vrou, ek is amper verlate van myself, ek het hierdie emosionele, dalk is ek nog vies en ek is kwaad en ek wil nie vergewe nie, maar weet jy wat, ek moet hoor en dit als God se woord hoor, of ek nou voel of nie voel nie, maar ek moet hierdie woord kom aflewer, ek moet my roeping uitlewe, ek beloof nou vir jou, baie van julle sal dit nie kan doen nie, want jy is nie so aan mekaar geweef nie, baie van julle sal nie 'n besigheid kan ry nie, want jy kan nie daai spanning hanteer nie, jy kan nie so function nie, ek kan nie so function nie, dit vang my net eenvoudig te veel. Weet jy wat, gun maar vir die besigheidsman sy fancy kar hoor, want glo my, dis nie maklik. Daar's strein en daar's spanning. En ek kan net maar vir julle eerlik sê van daai mense ook, hulle doen hulle deel hierso, wat hulle bydra aan betref. Hulle doen hulle deel. Die koninkryk het besigheidsmanne nodig, en besigheidsmanne kry hel, want daar word altyd, ek wil nie sê ons kyk op hulle neer nie, maar jy kyk eintlik op hulle neer, met afguns. Ons is nie almal geroep vir dieselfde plek nie. Jy gaan nie kan doen wat hy besigheidsman doen nie. Weet jy wat, jy gaan nie kan stap die pad wat 'n boer stap, met die geloof om te wag op die reën nie. Jy kan niks in hierdie situasie doen nie. As dit nie reën nie, wat moet jy doen? Dis 'n ander pad van geloof daai. Ek beloof vir jou, as jy nie in die moederskoot saam geweef is vir daai pad nie, gaan jy vir hom nie kan loop nie. 'n Ou wil hopeloos te vinger wys op die plekke waar God mense geplaas het, fokus jy net eerder op jou roeping en daar waar jy is. Want jy is aan mekaar gestel om daar te wees, nie op 'n ander plekkie, daar. En weet jy wat, al dink jy jou plek is baie eenvoudiger as die boer se plek, weet jy wat, daai boer, of hy besigheidsman, gaan heel moontlik nie dit wat jy dink is eenvoudig kan handle nie, want dis nie so saamgestel nie. Is jy so saamgestel nie? As jy op 'n plek is waar jy nie moet wees, gaan jy onmoontlik kan handle wat jy doen nie. Bid eerder vir mekaar en sê vervul jou lewensroeping. Vervul jou calling, gee ag daarop. Die belangrike ding hier vanoggend is, jy's nie 'n boer, jy's nie net 'n onderwyser nie, jy's nie net een wat in die bank werk nie, jy werk nie net met boeke nie, jy's nie net 'n besigheidsman omdat jy daar is om die fisies en jy's daar geplaas om 'n geestelike roeping te vertolk, dit wat jy in die Here ontvang het. En die probleem is, in jou setup kom die duiwel met allerlei invloede en allerlei goeters, net om jou te sidetrack dat jy nie daai roeping uitleef nie. Jy's nie hier vir die fisiese nie. Jy het 'n roeping ontvang in die Here. Al is dit in die besigheidswêreld, al is dit tussen plase, al is dit tussen beeste, al is dit tussen kinders in die onderwys, al is dit tussen flippend ongehoorsame kerkledemate,
ledemate, want hulle is ledemate van 'n liggaam. Met taal, nee, ek is fantasties vanoggend hoor. Maar waar ook al jy geroep is, moet jy weet, dis nie vir die fisiese nie. Ek is hier om die fisiese met die geestelike te beïnvloed. En pas op dat die duiwel jou nie saai trek nie. Pas op dat hy jou nie saai trek nie. En hier is die wonder van God. Bymekaar kan daar krisis goed met jou gebeur, wat nie altyd in die wil van God is nie hoor. Sê byvoorbeeld, kom ek noem het nou net, kom ons noem het nou 'n voorbeeld. Sê jy gaan deur 'n, nee, gaan nie, maar wat ook al, hier's 'n hengse ding wat in jou lewe gebeur, en jy weet vir 'n feit, die Bybel is teen dit. As die Bybel teen dit is, dan beteken dit is nie God se wil nie. En daai ding gebeur, dan dink die vyand, wag, dis ek het vir hom nou. Die duiwel het gedink, hy maak vir Jesus sat deur om hom te pik. Sê Genesis 3:15. En toe sê die woord, nee, en ek gaan jou die kop vermorsel. Daai pik, wat die duiwel gedink het, gaan Jesus sat maak, het gelei tot die vermorseling van sy kop. Moenie dink dat die vyand, as jy in jou lewe inkom, en daar kom 'n klomp gemors in jou lewe, en dit is, ek weet nie hoe gaan ek hier deur nie, en hierdie is nie die wil van God nie. Weet jy wat is die vermoë van God? Want hy is ver verhewe bo die goed. Hy wys vir jou vyand, wag, weet jy wat? Ek het nie dit beplan nie, maar nou dat dit gebeur, laat ek alles ten goeie meewerk vir die wat my lief, en dan is my kinders. Weet jy wat? Daai persoon sou oor 10 jaar eers in daai posisie gewees het. Weet jy wat? Hierdie ding gaan hom so skud, en hy gaan nou goed moet deurwerk, wat hy eintlik oor 5 jaar eers moet deurwerk. Maar weet jy wat? Jy Satan, wat hom nou gepik het, Jy veroorsaak nou eintlik dat hy somme in 5 jaar se tyd daar uitkom, nie 10 jaar nie. Dan werk die Here die duiwel deur die ore. Want hy dink hy kom doen 'n verskriklike ding, en weet jy wat, hy gebruik die Here dit tot die voordeel van sy koninkryk. Dan sit jy jou eintlik vinniger waar jy moet wees. Want dis hoe God werk. Die belangrike ding is fokus op jou roeping. Jy's nie geroep vir die fisiese nie. Jy is geroep om in die fisiese te wees, om die fisiese aan te raak met die geestelike. Maak nie saak waar jy is nie. En vergeet van hierdie ding, jy moet nou jou werk los, want dis wat almal altyd dink as hulle geroep is. Jy's net geroep, en dan moet jy alles los, en jy moet nou net in sending. Hoe wil jy die wêreld raak, as jy nie daar in die setup waar jy is? Jou roeping daar in 'n kantoor, jou roeping in 'n klas, dalk jou roeping in 'n gym, jou roeping hier, is net so belangrik soos myne. Ek is maar net aan mekaar geweef om hierdie uit te leef. Maar dit beteken nie is meer belangrikheid in wat ek hier doen, as wat jy doen daar waar jy is nie. Dis dieselfde gees wat hier deur my wil werk, wat daar deur u wil werk. Ons het almal maar eintlik dieselfde roeping. Die manier hoe jy dit uitleef, verskil van mekaar tot mekaar. En die plek waar jy dit uitleef, kan verskil van mekaar tot mekaar. En moenie dink dat krisisgevalle op hierdie pad jou noodwendig terughou nie. Weet jy wat? Pastor Annet gepraat van die stretch position. As daai ding gerelease word, dan skiet hy jou sommer baie ver vorentoe. Moenie dink as jy gerek word, en jou Satan rek jou op hierdie pad, dat dit dus noodwendig negatief nie, dit is baie keer 'n positief, want dit gaan jou vorentoe skiet, dit gaan jou vorentoe vat, baie keer vinniger, as wat jy sou vorentoe gegaan het, sonder daai. My vraag vanoggend, of God se vraag vanoggend aan ons is, as jy aan die einde van jou lewe kom, as jy nou tot sterwe moet kom, sal jy kan sê, it is complete, it's finished, it's done. Ek het dit uitgeleef, Here. Tetelestai. Ek kan my gees gee, Vader, ek kan maar gaan. Ek weet ek het dit uitgeleef, it is done. As jy nie jou roeping uitleef nie, dink net gou as Jesus nie sy roeping uitgeleef het nie. Die wêreld sou verlore gewees het. Weet jy hoeveel mense moet dalk deur jou geïmpakteer word, want jy is daar geplaas, iemand anders, jy is daar geplaas. En jy kan geleenthede mis. Dis hoekom hy vir hulle sê, gee ag op die bediening, vervul jou bediening. Want jy kan dit mis. Mis jy dit, is daar mense op jou pad, wat deur jou aangeraak moet word op 'n geestelike vlak, wat jy nie aangeraak het nie. Want jy was net gefokus op die fisiese. Ons kan nie meer net fisies georiënteerd wees, al is jy dalk in 'n
in 'n materiële werk, daar in die wêreld, want God wil jou in die wêreld hê, om die wêreld aan te raak. Dis hoekom jy daar is. Wel, ek is so lekker, ek is net tussen fantastiese mense. Jy weet, die heiliges, Patty, dis waar ek is, baie lieflik. Is lieflik, maar in 'n geval. Change your mind. Jou lewensgeoriënteerdheid moet verander. Jesus was nie fisies georiënteerd en jy het nie 'n plek om my kop neer te lê nie. En dit beteken nie almal van ons moet sê, Jesus, waar was heel moontlik, want hy het broers en susters en het 'n ma gehad, maar weet jy wat hy eintlik gesê het, ek is nêrens vas aan hierdie wêreld nie. Die wêreld is nie my georiënteerdheid nie. Die wil van my Vader, en om te soek en te red die wat verlore is, dis my georiënteerdheid. Ek is wel op die wêreld, maar ek het geen houvas in die wêreld nie. Die wêreld het geen houvas op my nie. Ek het nie eens 'n plek wat ek my eie noem nie, want die wêreld het geen houvas. Ek het geen houvas hier nie. Ek is los. Ek het net een ding, en daar's een ding wat houvas het op my lewe, en dis my roeping. Fulfill your calling. Gee ag op die bediening wat jy in die Here ontvang het. En ons maak almal foute, en partymal doen ons goed wat jy onwaardig voel om eintlik jou roeping uit te leef, is dit nie? Partymal gebeur daar goed in jou lewe en jy dink, nee, wag, ek kan eintlik nie. Nee, weet jy wat, as goed gebeur, maak die nodige verstellings. En sê, weet jy, hier staan goed in my lewe wat my verhinder om my roeping voluit uit te leef. Dan moet jy vir jouself sê, weet jy wat, ja, ek het 'n paar vet foute gemaak, hier is 'n paar veranderinge in my lewe, maak die veranderings, maak jou lem skerp, sodat jy, woep, vorentoe kan gaan. Dus jy terugtrek baie maal die goed wat in jou lewe gebeur, want as jy dit hier gaan handle, die moment as jy daai goed hanteer en jy maak die verandering, dan word dit release, en dit skiet jou vorentoe. Moenie dink krisisse of goed wat in jou lewe gebeur wat jou partymal onwaardiglik voel, want daai onwaardig voel is in die stretchposisie, jy word gerek. Maar weet jy as dit release word, want jy's 'n pyl in sy koker. Gee ag op jou roeping, vervul jou roeping, leef uit jou bediening, al is dit op 'n plaas, al is dit in 'n klaskamer, al is dit tussen die heiliges, ongehoorsame heiliges, al is dit in die besigheidswêreld, al is dit in 'n bank, al is dit in 'n boekemaatskappy, al is dit waar ook al is dit in 'n veearts tussen diere, al is dit in die skool, waar jy dalk 'n skoolkind is, al is dit waar ook al, leef uit jou roeping, want jy was gekies vir 'n tyd soos die, jy was nie geroep vir 300 jaar terug, jy was nie geroep vir 2000 jaar terug, jy was geroep vir hierdie uur, hierdie tyd, om jou roeping uit te leef. Want jy was spesifiek in mekaar geweef. Voor die grondlegging van die wêreld het God al bepaal, hierdie tyd gaan ek hierdie persoon nodig hê. Leef uit jou roeping, gee ag op jou roeping, vervul jou roeping. Moet jou roeping nie verwaarloos nie.